Ons lees die hoofstuk Ernstige niks doen uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. Een middag in die middel van 'n groot toetsreeks kry ek een van my hoërskoolmanne in sy kamer, rustig op sy bed, arms gebuig en hande agter sy kop. En nou kon ek nie help om te vra nie. Ek is ernstig besig met niks doen, maar het dit ongestoord gekom. Wat van môre se toets, wou ek weet. My kop kan niks meer vat nie, het hy geantwoord. Selfs my kantlyne is vol geskryf. Daarmee het hy, 'n blote skoolkind, die siekte van ons tyd raakgevat. Ons dae is tot oorlopends toe vol. Selfs ons kantlyne is vol geskryf. Ons word vasgedruk en versmoor. Ons brand onsself uit. Ons word van onsself en ons medemens vervreem. Maar ons bly voortspoed. Dit het dringend nodig geword dat ons gereeld tyd vir ernstige niks doen inruim. En dan nie bloot as enkelinge nie, maar ook as gesinne en families. 'n Vrystaatse niggie vertel van haar grootwordjare se skemerkuiers op hulle plaas. Sondag laatmiddag, voordat die kinders koers kry woonstel of koshuis toe, het almal vir oulaas op die stoep vertoef. Hulle het in stilte gekyk hoe die son in al sy glorie agter die doringbome wegsak. Die vrede en die verrande se koel stilte het ongemerk tussen hulle ingesypel. Op die stoep het die teetrollie met toebroodjies tussen hulle gestaan. Die gesels het ongestoord gevloei, dan die kant toe, dan daai kant toe. Sy vertel, my pa was 'n meester van gesprekvoer en luister. 'n Mentor, nog lank voor die idee van mentorskap bestaan het. My ma was dikwels teenwoordig, met 'n hart en hande wat dien. Vandag, sê sy, kom sy steeds na gedagtes tot rus, wanneer sy aan hierdie saamweestye dink. Die geluksaligheid daarvan is in elke sel van haar liggaam gegraveer. Die saam eet, die kuier, en die innige uitreik na mekaar wat vir haar simbole van vrede en volkomenheid geword het. Ek verstaan dit dat my broer die teetrollie as erfstuk gekies het, sê sy. Ons is gedrewe, ons woeker en werk onverpoos, dag na dag. Ons kom dikwels nie eens op 'n Sondag tot rus nie. Selfs hierdie rusdag wat spesiaal vir ons op sy gesit is, word boordensvol gevul. Ons het sabbatsvrede en stilte nodig. Ons het die ritme van rus en nadink nodig. Ons het die ordening van dinge wat ons dae in beslag neem nodig. Ons het die tyd nodig om perspektief te kry. Ons moet ernstige niks doen 'n deel van ons lewe maak. Jesus Christus het hierdie lewenskuns goed verstaan. Hy het dit reg gekry om sy volgeskryfde kantlyn met een veeg skoon te vee. Hy kon hom aan 'n skare mense onttrek om die stilte van sy Vader se teenwoordigheid op te soek. Hy kon in die middel van 'n besige dag by 'n sieke gaan stilstaan en sy hande op die siek mens lê. Hy kon saam met sy disippels op die see van Galilea se stil waters uitgaan, sodat hulle deur sy wysheid en kalmte gevoed kon word. Hy het sy volgelinge genooi. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Soos opgeskryf in Matteus 11 vers 28 en 29. Wanneer ons in hom rus, word sy stilte deel van ons. Dit sypel deur tot in ons gedagtes en selfs tot in ons gesprekke. Dit stel ons in staat om met sy liefde en deernis na ander te kyk. Ons hoor wat hulle sê, en ons gee werklik vir hulle om. Nou is hulle nie net nog mense wat ons dae vol maak en ons kantlyne laat oorloop nie. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede
in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.